Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Nou, ek deel vandag met jou 'n kleurvolle en heerlike aan mekaar slaan gerookte salm caprese slaai. Nou 'n caprese slaai is gewoonlik vars tomaties. Ek sit wel 'n korreltjie kinkel daarby en rooster die tomaties. Nou jy kan gewone rooi tomaties gebruik. Ek hou van 'n mooi kleurkombinasie. En om die dis 'n maaltyd te maak, het ek salm as proteïene wat ek wel gaan gebruik. Nou dis 'n gerookte salm wat ek dan ook nou net gaan rooster vir so 'n paar minute, net vir die ekstra geur en bietjie kleur en tekstuur. Nou die mozzarella gebruik ons net so vars. Nou hier voor my het ek dan nou die tomaties. So al wat ek hier gedoen het, as jy groter tomaties gebruik, kan jy kies wat wil jy doen. Jy kan dit nou in 'n wiggies sny, jy kan dit in ringe sny. Ek het 'n kombinasie van kleure gebruik en ek het hulle sommer so heel gelos en die paar groter is net bietjie kleiner gesny met olie, sout en peper en dis dan gereed om oontoe te gaan. En dan hierso het ek my salm so mooi op 'n bakplaat gesit en ek het dit sommer net so uit en jy sal sien hy's die dunner salm en al wat ek dan nou gaan doen is ek het hier 'n bietjie mengsel van gesmelte botter en olyfolie en dit drip ek dan nou net so bietjie oor. Jy kan hom nou eintlik wat maklik sal werk is as jy sommer 'n koskwas gebruik. En dit dan nou net so mooi eweredig oor versprei. Maar ek dink hierdie behoort genoeg te wees. En ons gaan hom op 180 aan die oond sit. Maar ek gaan jou nou daarvan vertel, dan sommer net 'n vars suurlemoen en dit kan jy nou net so lekker oor sit. En dan sit ek so klein bietjie petersilie. So 'n bietjie smaak en bietjie kleur en dan heel laaste swart peper. Ek gaan so 'n tisseltjie sout opsit. Onthou, salm is al reeds so 'n bietjie omdat hy gerook is hy sout, so ons het nie verskriklik baie nodig daarvan nie. Hy is reeds sout en dan nou net die swart peper. Nou dis dan gereed vir die oond en as ek terug is, die ander bestanddele wat ons dan nou benodig soos ek genoem het, is die mozzarella balletjies en vars basiliekruid pesto. Nou as ek terug is en als uit die oond is, gaan ons die res van die dis solank begin aan mekaar sit. Nou die tomaties is heerlik sappig en so bietjie goudbruin gerooster. Onthou jy kan die bestanddele alles vars gebruik en hoef dit nie te rooster nie. Ek wys jou net vandag 'n ander idee. Nou die salm was ook net 'n paar minute in die oond net om daai geroosterde effek te kry. Dis dun stukkies, so onthou, hou maar die oond dop. Dit moet afkoel dan tot kamertemperatuur voor ons kan begin opdien. Nou vir ekstra tekstuur en om die slaai bietjie meer vullend te maak, bedien ek dit saam met knoffelgeroosterde ciabatta of panini broodjies. Nou ek het die brood net in reepies gesny, dit gegeur met olyfolie en knoffelsout en dit dan hier in die riffelpan gebraai. Nou kom ons begin so lank om 'n bord op te dien. So my tomaties is so klein bietjie warm nou nog, maar ek gaan dit nog steeds in die bakkie insit. So wat ek nou gaan doen is ek gaan so 2 van hierdie broodjies dink ek gaan hulle so aan die onderkant sit en dan gaan ons nou nog een by sit. Dan gaan ek nou van hierdie tomaties vat en dit dan nou sommer net so rond en bont opsit. En jy kan nou gerus van hierdie sousie wat hierso in die pan gevorm het, kan jy definitief ook in jou, kom ons sit 'n groenetjie by, ook in jou bord skep. En dan vat jy nou van hierdie salm en jy breek hulle net so in kleiner bietjie stukkies en jy kan hulle nou net so tussenin sit. En terwyl ek hier besig is om te dink aan die volgende item wat nou mozzarella is wat jy moet opgaan, iets wat jy ook kan gebruik is iets soos roomkaas. Dit behoort ook heerlik te werk. Jy moet nou eintlik die mes gebruik. My mes is hier ergens hier onder. Jy kan hulle nou net so bietjie in die helfte breek, net sodat jy daai mozzarella effek kry, dan kan jy nog 'n broodjie opsit en ek dink ek sal nog so 'n paar tomatietjies hier insit. Nou as ek terug is, wys ek julle die laaste paar stappe met die basiliekruid pesto, vars basiliekruidblare en natuurlik my swart peper.
Nou, ek het voortgegaan en die laaste borde almal klaar gepak. Nou doen ons net die laaste garnering met die basiliekruid pesto, vars kruie, so 'n bietjie suurlemoensjes en in plaas van mozzarella kan jy ook burrata kaas of daai roomkaas gebruik waarvan ek vroeër gepraat het. Dit is ook 'n sagte kaas wat heerlik werk vir die resep. Nou nog 'n wenk, as jy nie die salm wil gebruik nie en die dis wil verander na 'n tipe van 'n slaai, gebruik iets soos geel kaalperskes wat jy in wiggies sny en dit net so droog in 'n riffelpan rooster. Nou kom ek maak gou klaar. So jy gaan oplet, ek het nou so 'n bietjie my orde hier verander. Ek het toe nou eers die salm neergesit en toe het ek die tomaties neergesit, die mozzarella balle en toe my broodjies so aan die kant gesit en hierso het ek 'n lekker vars basiliekruid pesto en jy kan so 'n bietjie ekstra olie bygooi dink ek, maar dan al wat jy nou doen en jy gaan sien onmiddellik pop die kleur as dit hier op die wit kaas gaan en op die tomaties. En dan sit ek nou net van hierdie vars blaartjies, kan jy net so hier en daar een insit. En dan laaste net so 2-3 bietjie suurlemoensjes en dan swartpeper. Nou die geheim van die gereg is natuurlik die lewendige helder kleure, die roostergeure en natuurlik 'n mooi bakkie of 'n bord. Geniet jou naweek, onthou my resep is op die web, so ook ons 25 jaar tydskrif wat jy gratis kan lees of jy kan hom bestel ook.